Baie welkom by vandag se digediens. Ons tema vandag is met jou hele hart. Nou ons het die teks in Matteus 22 vers 37 al baie keer gehoor en gelees, dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. En wat my veral getref het is hierdie hele hart, hele siel, hele verstand. Dit het veral op my indruk gemaak toe ek in my stilte tyd deur die boek Konings gelees het, waar die een koning die ander opvolg. Maar wat my veral getref het, is toe een van die konings, waar ons lees, waar hy die Here nie met sy hele hart gehoorsaam of die wet gevolg het nie. En nou as ons nou lees in 2 Konings, dan lees ons baie hoe die konings mekaar opgevolg het. In Israel en in Juda. En party van die konings het reg gedoen, maar party konings het nie reg gedoen in die oë van die Here nie. En dit het ook meegebring dat, omdat hulle nie reg gedoen het nie, het hulle die volk laat sondig. Ons lees van hier in 2 Konings 10, dan lees ons hoe hy die Baal godsdiens vernietig het. Dit was 'n opdrag van die Here gewees. En as ons nou dink aan die Baal godsdiens, dan is die Baal godsdiens is 'n Kanaanitiese afgod, wat hulle vereer het, veral omdat hulle geglo het, dat hy reën gee. Maar dan die Here vir hier nog 'n opdrag gegee. En die opdrag was dat hy die nageslag van Agab moes uitroei. En nou net om so 'n bietjie te herinner, Agab was mos nou getroud met Isebel. En die koning wou baie graag Nabot se wingerd hê, wat net daar langs hom was. Maar Nabot wou nie die wingerd aan hom verkoop nie. En hy was toe baie ongelukkig, omdat hy nie sy sin kon kry nie. Vertel dit vir sy vrou. En sy vrou sê, maar ek sal 'n plan maak. En sy kry valse getuienis, en daar word Nabot doodgemaak. En sien daar het Agab sy wingerd. Maar die Here hou nie van ongeregtigheid en leuns nie. En daarom gee hy ook vir koning hier die opdrag om Agab en Isebel en die hele nageslag uit te roei. En dit het hy ook gedoen. Maar dan lees ons in 2 Konings 10 vers 31 die volgende. Maar hier het nie met sy hele hart die woord van die Here die God van Israel gehoorsaam nie. Hy het nie afgesien van die sondes wat Jerobeam vir Israel laat doen het nie. Hier het nie met sy hele hart die Here gehoorsaam nie. Dit is so asof hy die Here met 'n halwe hart gehoorsaam het. So halfhartig het hy die Here gevolg en gedien. Want deurdat hy nie heeltemal reg gedoen het in die oë van die Here, deurdat hy die Here nie volkome gehoorsaam het nie, het hy toegelaat dat die volk nog sekere sondes doen, en so het hy hulle teen die Here laat sondig. Nou in Matteus lees ons dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. En in Deuteronomium 6 lees ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. En nou kan 'n mens dit verskriklik ontleed, maar as jy eintlik dit alles saamvat, wat dit eintlik beteken, is dat jy die Here jou God moet lief hê met jou totale mens wees, met jou alles, met alles wie jy is en met jou hele lewe. Met jou alles moet jy hom lief hê. Dis wat die Here van ons verwag. En dit het my laat dink toe ek nou weer die hele lees, maar dien ek die Here, het ek die Here regtig lief met my hele hart, met my totale menswese, of dien ek ook die Here en gehoorsaam ek die Here solank dit vir my gemaklik en gerieflik is. En dit het my sommer laat terugdink aan my tyd toe ek nog gehoor het van 'n skool en 'n koshuis, en dat jy na 'n koshuis toe moet gaan as jy wil skool toe gaan. Nou in my kop was daar, het ek gedink aan kos, want ek het groot geword met vleis, rys en aardappels en sousbone en wortelslaai. En toe ek nou in 'n koshuis dink, toe dink ek sekere kamers het sekere kosse, so hier's vleis en daar's rys en aardappels en dan sousbone. En toe ek gedink, ek sal nou maar gaan vir die sousbone, vir die vleis. Ek gaan die ander nou maar so 'n bietjie verbygaan. Maar dit is ook hoe mense lewe is. Ons het ook maar sulke verskillende kamers in ons lewe. Is dit verskillende kamers in ons hart.
En baie keer is ons geneig om net sekere dele van ons lewe vir die Here te gee of beskikbaar te stel. Maar die Here wil graag in al die kamers van ons hart woon. Hy wil ons hele lewe hê. Hy wil hê ons moet hom lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en uit al jou krag. Dis hoe hy ons wil lief hê. Die vraag is natuurlik, hoe word hierdie liefde vir die Here sigbaar? En dan vat Jesus dit baie mooi saam in Johannes 14 vers 15. Hy sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. En dan lees ons verder in Johannes 14 hier vanaf vers 23, waar Jesus sê, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê en ons sal hom na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. As ons hier mooi luister na Jesus, dan sê hy vir ons, hy gee vir ons die woorde wat ons moet gehoorsaam, maar die woorde wat hy sê, kom van die Vader af. En die Heilige Gees wat die Vader gestuur het, sal ons weer herinner aan hierdie woorde. En wanneer ons hierdie woorde doen, dan sal ons sy vrede ervaar, wat net hy kan gee. En dis so waar, want sonder om gehoorsaam te wees in die Here, kan ons nie vrede ervaar nie. As ons in ongehoorsaamheid lewe, dan ervaar ons onvrede. Maar as ons gehoorsaam is, dan ervaar ons vrede. Wat God wil hê, is dat ons hom heelhartig met ons hele hart sal lief hê. En dit laat my nou sommer dink aan toe Petrus vir Jesus verloon het. Het Jesus na Petrus toe gekom en vir hom gevra, het jy my werklik lief? Het jy my baie lief? En eers nadat Petrus bely het dat hy die Here lief het hy weer vir hom 'n opdrag gegee. En so kom die Here vandag na my en jou toe ook en hy vra vir jou en vir my, het jy my lief? Het jy my baie lief? Het jy my so lief dat jy bereid is om my woorde ter harte te neem? Het jy my so lief dat jy bereid is om te dink, te doen en te praat soos wat ek jou in my woord beveel? Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U woord vir Jesus gegee het. Dankie dat U dit ook gegee het in U woord, die Bybel. En dankie dat U die Gees gegee het om ons te herinner aan wat U wil is. En Here, ons besef dat ons U moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, dat ons U heelhartig moet lief hê. Maar ons kom bely dat ons so dikwels U net gehoorsaam sover dit ons pas en dit vir ons gerieflik is. Wil U deur die Gees vir ons lei om aan U gehoorsaam te wees, sodat ons ook U vrede kan ervaar. In Jesus naam, amen.